ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 118. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoah in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, baie belangrike boek om te hê in die tyd waarin ons lewe ook, is die boek wat ek geskryf het, waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, dit is noodsaaklik, om die inligting in daai boek te hê, juis wanneer dit kom oor Bybelvertalings en Bybelmanuskripte en al hierdie goed, die Nuwe Grieks, die Nestle Aland teks, die Textus Receptus teks, die Westkortenaar teks, Thesaurus Erasmus teks, die Byzantynse teks, hierdie goed, die Codexes, dit is so belangrik om daai inligting te hê. En as u in enigsins 'n woordstudent is, kry daai boek. Kry daai boek. Hy het sy bibliografie is so volledig. Dit is nie eens snaaks nie. Sou jy belangstel in enige van die ander boeke of enige inligting nodig het, kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoah.co.za. U gaan ook natuurlik die WhatsApp, die TikTok boodskappe kry by op ons webtuiste. Dan sê hy TikToks, druk op die TikToks, dis daarso. As dit die eerste keer is dat jy na die reekse kyk, is baie welkom, gaan na deel 1, begin voor en het reeds 'n magdom inligting gemis. Daarom moet jy ook die inligting met die vriende en die familie deel, want dit is uiters belangrik om met hulle te deel, want jy wil hê hulle moet ook by die bonatuurlike waarheid uitkom. Dit is verskriklik belangrik om skryfblok en 'n pen byderhand te hê, as ook ten minste 53 Bybel, net nie 83 Bybel nie, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. Kom ons bid saam. Dankie vir die woord vanmôre, Vader Jaffa, wat sê waar 2 of 3 in die naam van Jaffa Shoah vergader, daar is U in ons midde. Ons is baie meer as 2 of 3 vanmôre. En aan U, Vader, al die lof, die eer, die prys en die aanbidding vir elke Jaffis. Vir elke een wat sê dat hulle deel van die bruid van Jaffa Shoah internasionaal is. Seën ons, elke een. Dankie dat ons nie vanmôre kom as bedelaars nie, as buiteegtelike kinders nie. Maar U woord sê, Vader, dat ons is mede-erfgename, die gunsgenote van Jaffa, ons Elohim. Dankie vir die bonatuurlike naam Jaffa Shoah, en dat dit vir ons vanmôre die anker in ons lewens is, deur die oortuiging en die lering van die Ruach HaKodesh. Salf die woord in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa Shoah. Halleluja. Halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vanoggend vir u 'n groot seën wees, hierdie studie, die boek Spreuke. Nou, ons is besig met Spreuke 10 en ons is amper klaar met hom. Hy sê Spreuke 10 vers 31. Joh, hier is soveel woord in hierdie een versies, in hierdie paar woorde. Het jy agtergekom, elke oggend voed Jaffa ons basies met een versie. En ons raak nie vervelig nie, ons raak nie uitgeëet nie, geestelik nie. Ons hunker na meer, dis kom ons lees vanmôre. Ek bid Jaffa se seëninge. Ek wil u seën vanmôre as Jaffiste, deel van die bruid van Jaffa Shoah. Ek seën eers my boeties en my sissies in die naam van Jaffa Shoah. Mag sy goedheid en sy guns jou volg. Vat hierdie seëning vanmôre. Mag sy goedheid en sy guns jou volg
al die dae van jou lewe. Mag sy voorspoed, sy heerlikheid, sy krag, sy genade, sy vrede, sy blydskap en sy gesondheid jou vanmôre oorskadu in die naam van Jahweh. Ek seën u met die koning van die konings se seëninge in die naam van Jahweh. En ons eer u daarvoor. Halleluja. Weet jy hoekom wil ek u seën vanmôre? Want die woord sê, met dieselfde maat waarmee ek seën, word ek geseën. So vandag gaan u nodig hê om ook ander te seën. Om hierdie seëning los te maak oor u, wat ek oor u uitgespreek het, is daar nou 'n verantwoordelikheid op u, 'n verantwoordelikheid om hierdie selfde beker wat ek gebruik het om mee te skep vir u, gaan u nou vir ander moet skep. Halleluja, wat 'n blessing. Wat 'n blessing. Hy sê so in Spreuke 10:31. Ek moet altyd myself in toom hou om by die skrif te kom. Hy sê Spreuke 10:31, die mond van die regverdige. Wie is die regverdige? Ons wie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, onderdompel is in die naam van Jahweh tot vergifnis van ons sonde. Ons wie in heiligmaking lewe in die Ruach HaKodesh. Ons is die gunsgenote, ons die regverdiges, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote. Ons is regverdig. Hy sê die mond van die regverdige, u en ek vanmôre, laat wysheid uitspruit. Ons wil nie vervloek nie. Ek wil die Engelse woord sê, ons wil nie condemn nie. Ons wil nie vloeke uitspreek nie. En dis hoekom selfs vir daardie NAR ouens, ons spreek Jahweh se reddingskrag oor hulle. Ek sê Vader, red hulle. Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit. Nou wysheid vanmôre is dit wat Jahweh vir koning Salomo gegee het. Hy kon rykdom gevra het, hy kon enige ding gevra het. Maar hy het gesê, gee my wysheid. Gee my wysheid. En wanneer ek aan wysheid dink, dan dink ek altyd aan die een gelykenis wat koning Salomo gebruik het, die wysheid, een van die skrifgedeeltes, waar hy sê dat 2 vrouens het gelyktydig babas gehad. En die een vrou het haar baba ongelukkig dood gelê. Kind het onder haar ingerol, sy het geslaap en sy het aan die slaap geraak en die kind het versmoor. En toe sy wakker word, toe gaan vat sy die kind van by die ander vrou. En die ander vrou sê toe, nee, jy kan nie my kind vat nie. En die vrou sê, maar dis my kind. Sy sê, is nie jou kind nie. En toe gaan hulle na koning Salomo toe. En ek wil hê ons moet luister na die wysheid. Toe kom hulle by koning Salomo en die vrou wie se kind dit is, sy sê, ek wil aan u sê koning, wat hier gebeur het. Dit is die vrou het haar eie kind doodgelê het. Die ander vrou sê, nee, hierdie is my kind. Sy het haar kind doodgelê, toe van sy my kind. Dan wil ek my kind terug hê. Toe sit koning Salomo vir hulle so en kyk, en nou roep een van die wagte. Hy sê, vat hierdie kind, en kap hom middeldeur, en gee vir elkeen van die moeders 'n helfte van die kind. En toe die soldaat vorentoe stap om die kind te vat, toe skree die ma van die kind, sy sê, vat die kind, en gee hom dan eerder vir daai vrou, maar moenie hom doodmaak nie. En koning Salomo sê, vat daai kind, en gee hom vir daai vrou, dis haar kind. Vat die vrou en sit haar in die gevangenis. Sy is 'n leienaar, sy is 'n moordenaar. Want sy het stil gebly terwyl ek gesê het, kom ons kap die kind in 2. Ek wil hê, jy moet sien die wysheid wat koning Salomo gebruik het, om die reaksie te kry van die moeder, wie se kind dit is. En ons as bloedgewaste Jahwiste, wedergebore uit die Ruach, uit water en deur die Ruach HaKodesh. Ons moet as regverdiges in hierdie dag in die wysheid wandel. Daar gaan sekere situasies plaasvind waar ons die wysheid van Jahweh moet spreek. Waar ek en u sekere besluite moet neem.
waar ons miskien sekere oordeele moet vel. Ons oordeele vel, ja. Ek en u neem besluite elke dag. 'n Oordeel, wanneer ek 'n oordeel neem of 'n besluit neem, dus ek neem 'n bevel op myself. Hoe gaan ek optree? Hoe gaan ek dit laat uitskyn dat ek 'n Jafis is? En ek wil net 'n ding sommer in plain Afrikaans sê hierso. Ons is nie fosseil nie. Om 'n Jafis te wees beteken nie ons is fosseil nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Ons het nie nodig om onsself te probeer bemark om te lyk asof ons is op 'n pep store specialist nie. Nee. Die feit dat ons in die Ruach lewe, nou geset in die Ruach HaKodesh lewe, maak dat ons anders is buitekant na die wêreld toe. En die ouens daar so sien dit en hulle begeer om dit te hê. Elkeen van ons, u en myself. So in die dag wil ek hê, ons moet tot totale regverdigmaking kom. En ons kan nie uit onsself dit doen nie. Ons kan nie onsself regverdig maak nie. Regverdiging is 'n gawe uit Jaffa se hand uit. En deel van hierdie regverdigmaking is om in heiligmaking te lewe, maar ook om wysheid te gebruik. Toe ek 'n jong man was, jong laaitie was en later 'n jong man. My pa Nick het vir my die wysheid gehad soos 'n koning Salomo. Hy het net altyd geweet hoe om die regte dinge te sê. En hy was nie 'n ou wat 'n PhD gehad het of enige spesiaal nie. Hy het net 'n standaard 8 gehad. Alraai, daai jare was dit 'n goeie kwalifikasie. Maar weet jy wat? Hy was in die woord. Hy was 'n woordstudent. En wanneer hy dan gepraat het, het hy altyd laat die woord eers te praat. Laat dit woord wees wat ek praat. Dat dit 'n woord antwoord is wat ek gee. Ons kan enige tyd, enige antwoord vir enige een gee. Maar is dit die regte antwoord? Is dit 'n woord antwoord? En wanneer ek dan woord gebruik as 'n antwoord vir iemand anderste, om iemand aan te spreek. Weet jy wat? Dan spreek ons lewe nie dood nie. Hoekom? Want die Ruach vloei oor ons. Hy vloei deur ons. Want waar bly die Ruach? Hy woon in ons. Die woord sê ons is die tempel van die Ruach waar hy bly. Hy bly nie in kerke wat met hande gemaak is nie. Die woord sê so. Klipgeboue nie. Dis hoekom Jaffa nooit vir een van sy disippels, apostels gesê, gaan bou 'n kerk nie. Hy het gesê, gaan van huis tot huis en breek brood. Breek die brood van die lewe, die ewige lewensbrood. Wat doen ons nou? Elke môre, ons breek die brood van die ewige lewe. So uit my mond wil ek bid vanmôre, Vader, laat daar in die dag wysheid spoel. Wat dan sê ek is 'n regverdige, my meer nougeset maak om in u vrese en in die wee en in u woord te wandel. Dis so belangrik. Dis so belangrik. Jy sien, mense dink om so hulle noem dit om die Here te dien is 'n boring matter. Dit is nie. Ja, vir die ou wat dalk die Here dien, is dit 'n boring matter, maar ek wil vir jou vanmôre een ding sê. As jy in die vrese, in die wysheid van Jaffa, ons Elohim wandel, en in die genade van Jaffa, deur die leiding en die leringe van die Ruach HaKodesh, dan spreek dit wysheid. Dat wanneer ons baie keer nie 'n antwoord het nie, dan kom dit net so. Weet jy, daar's hoeveel keer, ek sê maar net, ons kry 200-300 WhatsApps elke dag. Ek praat nie van die e-poste nie. Ek wil tog weer vra, vir my eerder e-poste, praat met my op die WhatsApp, dis baie makliker. Wanneer in al hierdie WhatsApp boodskappe, baie keer is daar mense wat nood is, baie keer is daar mense wat in 'n krisis sit, baie keer is daar mense wat raad vra. Hierdie is 'n baie groter bediening as wat enige een ooit sal dink.
terwyl ons aan geen organisasie of denominasie behoort nie, want ons bedien die Jahwiste oor die wêreld. En baie keer mense wat nog nie eens Jahwiste is nie, wat net gehoor het van hierdie bediening by iemand anderster. En op daai oomblik wanneer ons praat, wanneer ek met hulle spreek, 99,99% van die tyd, ek hardloop nie eers na 'n boek toe en al die goed nie, ek gee onmiddellik die antwoord. Hoekom? Dis die wysheid wat deur die Ruach kom. Hoekom? Want ek probeer in heiligmaking lewe, elke dag. So prof, jy het geen sonde nie, jy het 'n paar wit vlerke, jy gaan iemand nie hê. Ja, ek gaan hemel toe, dis verseker. Want ek probeer in heiligmaking lewe. Hoor wat ek sê, ek probeer die heel beste wees vandag wat ek kan wees. Want die woord het gesê, almal het gesondig, het ontbreek aan die heerlikheid van Jahwe. Maar Jahweh sê, maar deur genade word ons gered. Hoekom? Omdat ons in die wysheid wil wandel. Omdat ons in die woord wandel. Om in wysheid te wandel is die maklikste, is om in die geopenbaarde woord te wandel. Om by die woord uit te kom. Dat hy besit neem van jou hele sielsdimensie. En dat Jahwe ek en u kan gebruik, elkeen van ons, in hierdie dag, dis my begeerte, in hierdie dag dat ek en u die beste wees wat ons kan wees vir die koninkryk van Jahwe. Kyk net om jou rond. Iewester is daar iets wat ons kan doen vir iemand anderster. Waar ons mond kan oopmaak. Hy sê die mond van die regverdigheid laat die wysheid uitsprei, maar die valstong word uitgeroei. Weet jy wat gebeur met 'n ou met 'n valstong? Hy roei homself uit. 'n Valstong, 'n ou wat bedrog pleeg met sy mond. 'n Ou wat lieg en wat vloeke uitspreek, hy roei homself uit. Jy het nie nodig om hom uit te roei nie. My Bybel sê, en ek sluit af, dis wreed om te val in die hande van 'n lewendige Elohim. Die 33 sê, dis wreed om te val in die hande van 'n lewendige God. Ek dank Jahwe, ons ken hom by sy naam. Kom ons wees 'n blessing vandag, en ons spreek lewe en nie dood nie. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.